Terwyl die bekgeveg voortduur oor watter party die BTW geveg gewen het, is partyleiers en parlementslede skynbaar nie seker wat presies nou gaan en moet gebeur nie. Intussen staan die parlementêre program nou stil en is die sekerheid oor die voortbestaan van die regering van nasionale eenheid in sy huidige vorm nog steeds onseker. Ons praat vanoggend daaroor met die leier van die VF+, Dr. Corneille Mulder. Corneille, môre baie welkom weer by RSG. Goeiemôre Gustaf Renske en die luisteraars, plesier om hier te wees. So wat volgens wat jy gehoor het, volgens wat jy weet, het die minister van Finansies van sy planne laat afsien? Jy weet, dit is eintlik bietjie van 'n frustrasie en eintlik bietjie vernederend hoe die politieke partye tans te kere gaan. Elkeen probeer nou dit opeis, dit is ons wat die verskil gemaak het. Ek kan daai selfde spel speel. Ons het Woensdag met die ANC onderhandel en ek kan vir die luisteraars sê, man, en toe sê ek die volgende, en die oomblik toe ek dit sê, toe sê die ANC, ons het nog nooit daaraan gedink nie. Ja? Dit is nie die werklikheid nie, dit is nie die waarheid nie. En dit is eintlik 'n bietjie vernederend hoe partye eintlik hulle self verneder deur elkeen nou te probeer voorgee, dis ek, dis nonsens. Dit is altyd so, daar's 'n verloop, daar's omstandighede, die een ding het gelei na die ander op 'n kausale verband, wat ons gebring het reg deur die proses, van waar het begin het, wat die probleem veroorsaak het en waar ons vandag is. Die werklikheid is daar buite, die antwoord is daar buite, mens moet na die groter konteks kyk. En ek dink wat mens miskien moet verstaan is die volgende. Vir 30 jaar lank, van 94 af tot verlede jaar, was daar 'n gebruik gevestig toe die ANC alleen regeer het, dat die minister van Finansies het 'n vrye hand rondom die begroting. So die minister van Finansies gaan, hy kom, en dit was al die ministers, of het Trevor Manuel was, of het Pravin Gordhan was, of het die huidige minister was, hulle gaan stel 'n begroting op, hulle gaan kyk waar gaan hulle die fondse vind daarvoor, en dan die oggend voor die begroting bekend gemaak word dit geopenbaar deur die minister van Finansies van die tesourier se kant af, aan die uitvoerende gesag. Dit was die proses wat gebruik is, en die huidige minister het dit ook so gedoen, en toegekom met sy plan die oggend voor die begroting bekend gemaak word. Wat hy nie verreken het nie, en wat die ANC nie verreken het nie, en met al respek die partye in die RNE ook nie verreken het nie om dit toe te laat, is dat skielik is dit nie meer net een party wat regeer nie, dis 'n regering van nasionale eenheid. En toe skielik gaan die alarms af toe die minister daar aankom en sê ek wil 'n 2% verhoging bring. En dit waar die hele proses begin het. So dit is hoe die ding ontstaan het, daarna die verskillende standpunte gekom en sekere partye het hulle standpunte gestel. Die Vryheidsfront Plus het van die eerste oomblik af gesê ons is nie ten gunste van 'n belastingverhoging nie, ons het daarteen gestem ensovoorts. Die DA het later gegaan vir die hofroete, ander het onderhandel, wat ook al. 'n kompromie is nou gevind en die belangrike ding is, daar gaan nie voortgegaan word met BTW nie, en hopelik het almal betrokke 'n les geleer, dat vir die toekoms kan dit nie so werk nie, 'n begroting in 'n koalisie of 'n regering van nasionale eenheid moet vooraf onderhandel en ooreengekom word. Corneille, net vinnig, dink jy almal in die ANC het geweet wat die minister gaan doen, of was hy 'n bietjie van 'n lone ranger? Nee, hulle het beslis nie geweet nie. Die oggend in die kabinet toe dit bekend gemaak word, was dit net so verrassing geweest vir die ANC-ministers dat daar skielik 'n 2% BTW verhoging was. En die argumentering in die kabinet was verskeie ANC-ministers ontstel te gesê onder geen omstandighede ons sal dit nie ondersteun nie. Sommiges het dit maar aanvaar, maar jy kan nie sê die ANC het gesê van die begin af 'n 2% verhoging nie. So op die einde van die dag was almal teen die BTW ding. Die vraag was hoe kom ons daaruit? En daar was verskillende opsies geweest. En elkeen wat nou sê dit was net ek, praat nie die waarheid nie. Dawie Rood van die Efficient Groep, gister het hy hier op ons stasie gepraat, hy was oral oor die nuus. Hy het 'n paar keer gesê die hele begrotingsdebakel is 'n ongekende gemors, en jy is nou meer as 3 dekades 'n parlementslid. Stem jy saam met Dawie? Was daar al so 'n situasie soortgelyk? Nee, daar was nog nooit. Dit was nog nooit. Die begroting is 'n stabiele ding wat eintlik 'n uiteensetting is van die regering van die dag. Dit is die regering van die dag se program en dit is hoe ons dit gaan implementeer en finansier. Hierdie is 'n refleksie met alle respek op die onderhandelinge wat plaasgevind het met die totstandkoming van die regering van nasionale eenheid. Daar moes duidelikheid gewees het van hoe word die begroting hanteer. En dit het nie gekom uit die onderhandelinge wat daar plaasgevind het tussen die ANC en die DA nie. En ons betaal die prys daarvoor. Die feit van die saak is die begroting is die finansiering, die bemiddelingsmanier om jou plan uit te werk. En dit is waar ons nou tekort geskiet het. Nou ons het 10 maande gehad van die regering van nasionale eenheid na die verkiesing. Daar's 50 maande voor. Kom ons leer daaruit en maak dit reg dat dit nooit weer gebeur nie. En ek dink almal behoort daartoe in te stem en ek dink almal het 'n les geleer hierin. Nou Corneille, op hierdie stadium is ons dobber nou in hierdie woeste see wat nie gekarteer is nie. Wat moet nou volgende gebeur? Daar's 5 dae oor. Nee, wat nou gaan gebeur is, die minister het nou verstaan wat die situasie is, uit sy gedagtes, en onthou nou, as hy praat van 'n tekort wat nou moet aangevul word, daar is net 'n tekort as ons nie sny aan die
uitgawekant nie. Die uitgawes, dit is waar die antwoord lê. Nou goed, die minister het nou na vore gekom en gesê en hy verstaan die proses reg. Hy het onmiddellik die speaker nou gekontak en die speaker genader. Daar's 'n konsepwet nou gepubliseer om 'n nuwe raamwerk daar te stel wat 'n totaal ander benadering gaan wees. En daardie proses moet nou normaalweg deur die parlement gaan. Ek dink nie dit behoort enige probleem te hê nie. Ek kan nie dink dat dit nie voldoende steun sal hê van die partye van die regering van nasionale eenheid nie. Dat ons kom met 'n nuwe benadering in terme van sonder die BTW. Dit is die voorgestelde hoe die begroting gaan werk ensovoorts. En wat mens moet verstaan is, die begroting is nie een geleentheid of een wet nie. Daar's 4 verskillende fases om die begroting finaal goed te keur. Die een is die beleidsraamwerk wat nou moet oorgedoen word. Dan is daar die verdeling van inkomste tussen die verskillende vlakke van regering. Dan is daar die debatte en die besluite oor elke individuele pos van 'n departement. En dan kom die belastingwette op die einde en word die hele begroting goedgekeur. Dis 'n ding wat oor etlike maande stryk. Wat ons nou doen is, dit is eintlik 'n reset van die hele proses en dit is die regte antwoord. Kom ons doen dit op die regte manier en hopelik het almal geleer en die vingerwysery help ons nie. Ek dink die partye onderskat die kiesersintelligensie deur te dink elkeen kan dit vir homself opeis. Ja, maar nou intussen staan alles stil, is ek reg? Die parlementêre program, die wetsontwerp oor die verdeling van inkomste, die wetsontwerp op toedeling, die verskillende departemente se begrotingsposte, niks hiervan kan nou gebeur nie. Nee, kom ek sê so, kyk, ons is bietjie in 'n vreemde tyd en almal sal dit weet in hulle persoonlike lewe ook. Ons is nou in al hierdie vakansiedae situasies, Paasnaweek en dan 27 April en 1 Mei, so dat is bietjie te mekaar tyd. Ja. En die parlementêre program is op die oomblik geskeduleer gewees. Op die oomblik het ons verlede week komitees gehad. Ons het nou 'n kiesafdelingstydperk. Die parlement sit weer van die week na volgende week af. En die parlement is regtig 'n instrument wat kan vinnig beweeg as dit nodig is. En ek is oortuig daarvan, ons sal vinnig beweeg om nou dat daar duidelikheid is, die nuwe goeders in plek te kry, die besluite te kry, dit deur die prosesse te voer met die nodige meerderhede en dat departemente en die land normaalweg kan voortgaan. Dit is nie, as ek Engels mag gebruik, 'n train smash nie. Wat beteken dit nou in praktiese terme vir gewone Suid-Afrikaners? Gaan hulle volgende donderdag by die Pick n Pay by die kasregister staan, gaan hy net 15% vir dit charge? Hulle gaan 15% betaal. Daar gaan nie 'n BTW verhoging kom nie. Dit is wat ons as Vryheidsfront teen was van die begin af. Ek is bly dat is in praktyk nou die geval. Daar gaan nie 'n verhoging wees nie en die begroting gaan aangepas word. En soos ek sê, daar is net 'n fiskale probleem in 'n inkomste tekort as ons nie sny aan die uitgawekant nie. En dit is waar die groot uitdaging is. Ons het ook gesê van die begin af, dit is waar jy moet gaan sny. Jy kan nie net die las al hoor op die publiek daar buite kan sit nie. So ek dink dit is 'n groot oorwinning eintlik vir die breër kieserspubliek wat ook deur hulle weerstand gesê het nee, dankie, ons moet dit nie doen nie. En ons is nou vandag daar dat dit nie geïmplementeer word nie en ek is baie bly daaroor. Ja. Konay Mulder, leier van die VF+, ons gesels oor die BTW en die RNE. Wat nou? Nou die ANC het gister met elkeen van sy RNE vennote en dan ook partye soos Action SA 'n perskonferensie gehou. Maar die VF+ en die DA, hulle was dan nie deel van die konferensie nie. Al is julle nou deel van die koalisie. Hoe moet 'n mens dit nou verstaan? Ja, ek dink wat gebeur het is, kyk, die ANC het nou gegaan en dit is eintlik 'n fatale fout en 'n onverskoonbare fout. As jy in 'n koalisieregering is of 'n regering van nasionale eenheid, kan jy nie buite jou vennote gaan om te gaan steun kry nie. Dit kan nie so werk nie. 'n Koalisie kan net werk in terme van vertroue tussen die deelnemende partye. As jy nie jou sin kan kry deur onderhandelinge en tot 'n kompromie kon kom nie wat nou gebeur het oor die begroting, is dit hoogverraad om buite jou koalisie te gaan na partye wat nie deel is daarvan nie. Dit is wat basies gebeur het toe ander partye nou betrek is. So gister se perskonferensie het die ANC gehou eintlik saam met die partye wat vir hom 'n meerderheid in die parlement gegee het om die begrotingsraamwerk eerste ronde deurgeforseer te kry. Die Vryheidsfront Plus was nie deel van gister se perskonferensie nie want ons het daarteen gestem. Die DA was ook nie gister daar nie. Vir die partye wat daarteen was nie deel van hierdie perskonferensie gewees nie. Wat nou nodig is, met alle liefde, is dat daar moet 'n byeenkoms kom van die leiers van die partye in die regering van nasionale eenheid. Hulle moet vir mekaar gaan sê, luister, wil ons 'n sukses maak van die regering van nasionale eenheid? Dis wat die kieserspubliek van ons verwag. Daar's 50 maande wat ons voor het om 'n sukses te hê, maar dan moet daar 'n vertroue gebou word tussen die partye en sê, ons moet met mekaar 'n pad loop, ons moet mekaar vind op elke saak wat vorentoe op die tafel gaan kom. Dit gaan leierskap verwag. Die ideaal is dat die president die leiding daarvan neem, maar as hy dit nie neem nie, sal ander partye dit eenvoudig moet neem. As ons dit nie gaan doen nie, is die regering van nasionale eenheid in groot moeilikheid. So hoe doen 'n mens dit? Die hele tema van jou gesprek vanoggend is net mooi dit. Hierdie soort van gemors moet nou voortaan verhoed word. Fikile Mbalula het self by daai nuuskonferensie gister gesê dat nou lesse geleer daaruit, maar wat doen 'n mens? Hoe verhoed 'n mens dit?
Wel, ek hoop hulle het die lesse geleer en die les is basies dat as geen enkele party 'n meerderheid het nie, dan moet jy verstaan niemand gaan kry presies wat jy wil hê of jy kan nie jou wil op ander afforceer nie. Jy is afhanklik van die steun van ander partye. En die een groot probleem wat ek het tans in die regering van nasionale eenheid is dit. Die regering van nasionale eenheid is nie 'n koalisie tussen die ANC en die DA nie. En daai twee partye moet albei ophou optree asof dit 'n koalisie van hulle twee is en hulle is nou besig om met mekaar te kyk wie kan mekaar uitoorlê. Dis in niemand se belang nie. Die regering van nasionale eenheid bestaan uit 10 politieke partye wat saam kollektief by antwoorde en besluite moet uitkom en vertroue moet bou. En ek dink mens moet daar begin. As ons nie gaan 'n proses aan die gang sit om vertroue te bou tussen die leiers in daardie koalisie en dit dan so te implementeer in ons besluitneming nie, gaan ons nie suksesvol wees nie. Hoopelik was hierdie 'n wake-up call vir almal. Kan ek vinnig vir jou vra, verwag jy binnekort vir Herman Mashaba en Mmusi Maimane langs die kabinetstafel? Wel, die feit van die saak is dat die koalisieooreenkoms op hierdie stadium sê dat ander lede kan net lede word van die koalisie met die toestemming van die huidige partye daar binne. Dit kan goed wees en ek dink die ANC gaan waarskynlik daai twee partye wil inbring om 'n groter basis daar te skep, maar ek kan ook voorsien dat dalk die DA of ander partye gaan sê ons maak beswaar, ons soek hulle nie daar nie. Dit hooplik is dit nie 'n volgende konflik of 'n volgende geveg nie. Baie dankie Corneille, dit was dan Dr. Corneille Mulder, hy is leier van die VF+.